Vandag kan ek nie anders as om terug te dink, Here, aan die dag toe U my kom uithaal het en kom red het, Here. Here, die dag wat U self aan my kom openbaar het en ek die keuse gehad het om U te kan kies, Here. Here, en vanoggend besef ons net dat ons verlore sal wees as dit nie vir die kruis van Jesus was nie. Here, jare terug was die kruis 'n verskriklike ding. Was dit 'n simbool van straf? Was dit 'n simbool vir gevangenes? Here, was dit 'n simbool van iemand wat 'n verskriklike misdaad gedoen het? Maar Here, toe U aan die kruis gehang het, het U die kruis kom verander, Here, in 'n simbool van hoop. Here, 'n simbool dat ons nie meer verlore hoef te wees nie, Here. Dat ons nie meer deur 'n priester hoef te gaan nie, Here. Maar 'n simbool dat ons, elke mens, gekies is deur God. En dat ons self by U voete, U troonkamer kan instap, Here. En 'n persoonlike verhouding met U kan hê. Here, hoe kosbaar is hierdie tyd van die jaar nie. Dat U, God, mens geword het. Hier op aarde saam met ons gewandel het en ervaar het dit wat ons ervaar. En dan die opdrag opgeneem het, Here, om gekruisig te word vir al ons sonde. Dood gegaan het, Here. Maar Here, dis nie waar die storie eindig nie. Dis nie waar hierdie verhaal eindig nie. Here, U het weer opgestaan. En U sit vandag in die regterhand van God. Here, hoe kosbaar is dit nie, dat ons die hoop het van 'n beter lewe. Dat ons 'n hoop het om weer by God te kan uitkom en met Hom versoen kan wees. Here, ek bid vir oggend waar pastoor Jacques vir ons die woord gaan bring, Here, dat hierdie woord in ons harte sal val, Here, dat hierdie nie net 'n woord sal wees van is nog 'n paas boodskap en ons is so dankbaar dat Here vir ons gesterf het en dit bly daar, Here, maar dat ons hierdie boodskap regtig sal uitdra, Here. Dat dit weer 'n vuur in ons harte sal kom aansteek, Here, van wat U vir ons gedoen het daai dag op die kruis. Here, laat dit weer 'n vuur in ons sal wakker maak, sal aansteek, Here, dat ons weer die evangelie sal gaan verkondig, Here. Here, laat ons weer vir mense sal vertel van Jesus, hierdie Jesus wat mens geword het en aan 'n kruis gesterf het, Here. Hierdie Jesus wat weer eendag sal terugkom om my en jou te kom haal. Here, hoe kosbaar is daai belofte nie. Here, mag ons weer vanoggend besef dat ons dien 'n almagtige God, 'n groot God, wat vir ons dood gegaan het en die sleutels van die dood vir ons gekry het, sodat ons verenig weer met Hom kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Here, ons dankie vir hierdie heilige oomblikke. En waar ons nou besig is met die lewende woord en Jesus, U wat die woord is. Here, eer ons U vir U kosbare teenwoordigheid, waar ons vandag in herinnering roep, Here, dit wat U vir ons kom doen het. Mag die grootsheid van hierdie dag, mag die grootsheid van God se plan, sy verlossingsplan, ons harte vandag diep raak. En mag daar 'n groter dankbaarheid en 'n groter onsag in ons harte vir U wees, wanneer ons vandag by hierdie deure uitstap. Ons eer U vir U woord, vir U teenwoordigheid en vir U kosbare Heilige Gees. En ons almal sê, amen en amen. Gemeente, wat 'n voorreg om vanoggend hier saam met julle te kan wees. 'n Kosbare dag waar ons in herinnering roep, dit wat Christus vir ons gedoen het. En julle wonder seker, wat is al hierdie elemente op die verhoog, maar wie van julle is vertroud met die Ou Testamentiese tabernakel, kan ek hoor? Wie van julle het al gelees van die Ou Testamentiese tabernakel?
Ek gaan jou 'n bietjie leer oor die tabernakel vandag wat in die Ou Testament voorgekom het. Later het dit die tempel geword. Maar ons gaan vandag kyk hoe die tabernakel in ons lewe 'n realiteit geword het deur die lewe van Christus Jesus. Die tabernakel was 'n draagbare voorstelling van die teenwoordigheid van God in ons lewe. En met Jesus se menswording, was dit die vervulling van die tabernakel in die Ou Testament. En jy gaan saam met my vanoggend op reis gaan deur hierdie verskillende elemente en sien dat die tabernakel 'n voorskadu was, 'n spieelbeeld, 'n verpersoonliking. Jesus was die verpersoonliking van die tabernakel in die Ou Testament. Want dit was nog altyd God se begeerte. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, om sy woning by die mens te kom maak. Amen. Jy het 'n goeie geleentheid gemis om amen te sê. Dit was nog altyd God se begeerte om by die mens woning te kom maak. En almal sê, amen. Daar is verskillende elemente in die tabernakel waarna ons gaan kyk. Maar ons moet vandag besef dat Johannes 1:14 sê die volgende: die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my toe kom is voor, want hy wat voor my is reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. En jy het 'n wonderlike geleentheid gemis om te sê, halleluja! Ons het genade op genade ontvang. Maar iets kosbaar in hierdie Johannes 1:14 staan daar, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die Griekse woordjie vir daardie woord woon beteken eintlik tabernakel. Ons kan lees, Jesus het vlees geword en onder ons kom tabernakel. Met ander woorde, Jesus het die plan, die begeerte, die poging van God na vore weer gebring om wat te doen? Om woning by sy mense te kom maak. Jesus verwys self in Johannes 2 na hom self. Hy sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit weer opreg. Die tabernakel het verskillende elemente gehad. Hy het 'n binnehof gehad, hy het 'n heiligdom gehad en 'n allerheiligste. Ons gaan nou iets interessants sien rondom dit. Maar dit alles, hierdie 3 dele en die tabernakel en hierdie elemente waardeur jy vanoggend saam met my op reis gaan, het gewys na een persoon en sy naam is Jesus Christus toe. Dit was 'n voorskadu. Jesus was die spieelbeeld van die tabernakel. En alles waarvoor die tabernakel gestaan het, die simboliek daarvan, die waarhede daarvan, was in een persoon verpersoonlik. En sy naam was Christus Jesus. As ons daarna kyk, dan besef ons, Here, dit is te groot. Ek raak bewus op hierdie oomblik van God se teenwoordigheid. Maar vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges beteken dit so baie. Want ons weet tog dat die Here volgens Korintiërs sy woning by ons kom maak het. Is dit nie so nie? Deur sy kosbare Heilige Gees. Maar hoor dit, God het in sy volheid in jou kom woon. En ons almal sê amen op dit. Die tabernakel wat ons vanoggend gaan beleef, die verskillende elemente, was 'n tydelike woning. Maar Jesus Christus deur sy kosbare Gees kom maak ewig woning in ons harte. Amen. Ja, die tabernakel was 'n plek van offerhande, opoffering. Maar Christus was die finale offer vir jou en my, sodat ons met die Vader versoen kan word. Die tabernakel het eintlik heen gewys na 'n toekomstige Messias, maar ons weet Jesus is daardie Messias. Amen. Wat gekom het om ons te red, te versoen en te verlos. As ek en jy vanoggend deur hierdie verskillende elemente beweeg, Dawie, is daar een begeerte in my hart, dat ek en elkeen van julle vanoggend net gevul sal word weer met dankbaarheid. Dat ons die grootsheid van God se plan sal sien en dat ons net gevul sal word met onsag. Want hierdie verlossingsplan van God is groot. Amen. Daarom is dit onbeskryflik. Amen. En mag jy vandag 'n groter waardering kry. Ek het vir jou en vir my slegte nuus. Ons is skuldig. Amen. En die loon van die sonde was die dood. En die sonde het wat gebring? Skeiding. Het ek hierdie kruis hier voor en daar staan op hierdie kruis 'n papiertjie met die woord skuldbrief. Ek en jy het 'n skuldbrief teen ons gehad. Ons was skuldig en hierdie sonde het 'n skeiding gebring tussen ek en God, tussen jy en God. Dit het skeiding gebring in daardie verhouding. Maar danksy die bloedoffer van Christus Jesus, want hoor hierdie waarheid. In Hebreërs 9 staan daar, byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing van sondes plaas nie. Sê saam met my,
bloed moes vloei. En die groter waarheid is, dat bloed het vir jou gevloei. Amen. Bloed het vir jou gevloei. Christus Jesus se bloed het vir jou gevloei. In die Bybelse tyd, as die mense na die tabernakel toe gekom het om hulle offers te bring, was dit enige dier, 'n lammetjie of 'n skaap of 'n bok. Maar wat gebeur het is, by wyse het hulle hande op hierdie bokkie se kop geplaas en die sonde van die skuldige mens het hulle oorgedra na die onskuldige bokkie toe. Die onskuldige het die plek ingeneem van die skuldige. En dis wat van hierdie tafel getuig, dis waarvan hierdie dag getuig is, dat die skuldige het sy skuld oorgedra na die onskuldige, en die onskuldige in ons perspektief is wie? Christus Jesus, die lam van God wat ter wille van ons geslag is. Sy bloed was gegiet vir, onskuldige bloed was gegiet vir ons. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie bloedoffer wat moet kom om sonde, om ons te reinig van sonde, het die geleentheid geskep dat God regverdig en genadig kan wees. En hier moet jy die perspektief besef. God is regverdig, halleluja, en hy is genadig. En regverdigheid se perspektief is dat sonde gestraf moes word. Ek en jy moes die las van sonde dra. Maar Christus kom en hy sterf in ons plek en God kry die geleentheid om sy volle wraak teenoor sonde op sy seun uit te giet in jou en my plek. Dink vir 'n oomblik daaraan. Dat God in 'n oomblik sy volle wraak oor sonde op sy seun uitgegiet het. In dieselfde asem beleef ek en jy die voorreg van genade, dat wanneer ons hom aanneem, ons die reg kry om kinders van God genoem te word. In jou en my plek sterf Christus Jesus. In jou en my plek. Onskuldig. Kom ons staan 'n bietjie stil by hierdie tabernakel. Hierdie tabernakel het 3 dele gehad. Die binnehof, die heiligdom en die allerheiligste. Jesus kom en hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die en die. Ek is die en die lewe. Jesus se eie woorde. Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die binnehof van die tabernakel en tabernakel self, die gedeelte, die allerheiligste en die heiligdom, was omring deur 'n heining. Maar hierdie heining het net een ingang gehad. Sê saam met my, een ingang. Die tabernakel was die verwysing dat daar net een weg is na die Vader toe. En wie is sy naam? Jesus. As jy stil gestaan het en na die tabernakel gekyk het, het dit jou opgevang dat hierdie area, hierdie plek, hierdie heiligdom, hierdie teenwoordigheid van God het een toegang gehad. En dis slegs deur Christus Jesus. Hy is die enigste manier om die Vader te nader. Hoor wat sê Johannes 10 vers 9. Jesus sê, ek is die ingang. Hoor mooi, Jesus sê, ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en wyding kry. Praat van die ewige lewe. Tot vandag toe, geliefdes, as jy vandag hier sit en jy het nog nie deur daardie ingang inbeweeg nie, is Jesus daar om jou in te nooi en te sê, kom deur hierdie poort, want hierdie poort is die enigste weg. Eindelik met hierdie verklaring van Jesus sê hy, dis eksklusief. Daar is nie 'n ander opsie nie. Al die ander opsies loop uit op 'n doodloopstraat. Jesus sê, ek is die enigste weg, ek is die waarheid en die lewe. En die rabbies in daai tyd het na die binnehof gekyk, na die heiligdom en na die allerheiligste, en hulle het die tabernakel area, die 3 dele, die volgende genoem. Die binnehof, die weg. Die heiligdom, die waarheid. En die allerheiligste, die lewe. En toe Jesus met die Jode praat daardie dag en hy sê vir hulle, ek is die waarheid, die weg en die lewe, het hulle presies geweet wat hy sê. Hy het vir hulle gesê, dit wat julle nog altyd beoefen het in die tabernakel en die tempel, ek is die verpersoonliking daarvan. Die volle waarheid wat julle beleef by die tabernakel, vind jy in my as persoon en in die werk aan die kruis van Golgotha. Jesus is die ingang. En ons almal sê amen. Jesus is die ingang, daar's net een weg, een opsie. Dis eksklusief, dis net Jesus en niks anders nie.
Ons word vandag baie uitgedaag dat dit Jesus is plus nog 'n klomp goed. Dis net Jesus. Halleluja. Sê saam met my, dis net Jesus. En hy's meer as genoeg. En hy's meer as genoeg. Wanneer ek nou by hierdie ingang ingegaan het, wat geweet het, dis nie 'n ander opsie nie. Dis net hierdie ingang en hierdie ingang word genoem die weg en dis Jesus waardeur ek gaan. Het ek by die eerste element gekom en dit was die brandofferaltaar. Wie van julle kan hom sien? Ek so 'n bietjie vlam, dis nou nie regte vlamme nie, nê. Maar een ding wat julle moet besef, hulle sê van die begin af, toe die Here die tabernakel opgerig het of vir die mense gesê het hoe om dit op te rig en wat om te bou, hoe die struktuur moet wees en alles, sê hulle dat die Here die vuur oorspronklik aan die brand gesteek het. En daarna was dit hulle verantwoordelikheid om hierdie vuur 24 ure 'n dag aan die brand te hou. Hierdie vuur het nooit ophou brand nie. Hierdie vuur het gepraat van die onversadigheid van God se regverdigheid. Want hulle het diere gebring en geoffer, maar die vuur het nooit ophou brand nie. As die diere dan die offer was wat vergifnis bewerk het, hoekom het hulle dan elke jaar diere gebring? Want hierdie offer was onvolmaak. Daar was net een offer wat volmaak was. En dit was Jesus Christus. En toe Jesus Christus sterf as die lam van God aan die kruis van Golgotha, het hy God se regverdigheid versadig en die vlamme het gesterf. Halleluja, spreek woordelik daarvan. Die offer was gebring. En die mense het na hierdie brandofferaltaar toe gekom om wat te doen? Hulle offer te bring. Want hulle offer wat hulle gebring het, hulle geweet het vergifnis bewerk, maar so bring ek en jy ook ons offer. Maar ons offer is onvoldoende. En daarom kom Jesus in jou en my plek en hy sterf en hy as die offer, as die lam van God, bewerk 4 dinge vir ons, eintlik meer, maar dit is so wonderlik. Hy bewerk verlossing, hy bewerk vryspraak, hy bewerk vergifnis en hy bewerk versoening in ons lewe. En ons almal sê amen. Soos Christus die lam wat geslag is vir ons, so het hulle na hierdie brandofferaltaar hulle offers gebring. En hierdie verterende vuur het hulle offers verteer. Maar Christus Jesus kom en hy sterf aan die kruis van Golgotha en hy versadig God se regverdigheid. Kosbaar is Jesus vir ons. Hoor wat sê die woord in Hebreërs 10. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom. Nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring. En tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig is, en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis hulle jaar na jaar aan hulle sonde, omdat die bloed van hulle bulle en bokke onmoontlik die sonde kon wegneem. Daarom sê Christus Jesus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffers of graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit wat vir my geskrywe is. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie. U het nie behaag daarin nie. Hoewel die offers deur die wet voorgeskryf was. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om die ander offer in plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou hê, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, vers 11 van Hebreërs 10. Elke priester staan dag van dag in diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie, maar Jesus Christus het een offer vir sondes gebring. En vir altyd met sonde afgereken in die regterhand van God sit hy nou. En ons almal sê halleluja. Halleluja. Hierdie brandofferaltaar herinner my vandag dat die offer van Jesus gebring het was 'n volmaakte en 'n volkome offer van God. Ons het nie net genade ontvang nie, maar ons het wat onregverdig was, is geregverdig in Christus Jesus. Amen. We are put right with God. Amen. Oh, halleluja. 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 Hierdie gloeiende kole het hulle gebruik om die offer te verteer. Maar hulle sê hierdie lammetjie of hierdie bok of hierdie bul wat geslag was, het nie pyn gevoel nie, net sy keel afgesny, en dink ek met myself. Hoe het hy nie pyn gevoel nie? OK. So hulle verwys dan na dat dit eintlik maar 'n pynlose dood was om geoffer te word. Maar dis anders as ons Christus.
Dis anders as Jesus. Jesus was wat? Gegeesel? Hy het 'n doringkroon gedra. Hy was gekruisig. Hy het die pyn ter wille van jou verduur, sodat jy pynloos geheilig kan word. Hy het die pyn verduur, sodat jy pynloos versoen kan word. Hy het die pyn verduur, sodat jy die grootste offer kan betaal, wat jy kan betaal, wat pynloos is. Al wat hy vra, buig jou knie en erken my as jou Heer. En jy sit dalk vandag en jy sien hierdie doringkroon op die nagmaaltafel raak, en jy wonder, hoekom 'n doringkroon? Onthou in Genesis 3, vers 18, praat daarvan, van die gedagte, toe daar sonde in die wêreld kom, het die Here die aarde vervloek, en dissels en dorings het na vore gekom. Toe Jesus aan die kruis hang met 'n doringkroon, het hy die vloek gedra, sodat ek en jy die seën van God kan ontvang. Halleluja! Niks was verniet nie. God beplan alles in sy woord tot die fynste detail. En ons almal sê halleluja. God beplan dit. Hy is merkwaardig. En Jesus en die kruis demonstreer die diepte van God se liefde. Jesus gewillig gesterf aan die kruis, 'n volmaakte offer. Sê saam met my die volgende: vir eens en vir altyd. Halleluja. Die volgende gedeelte waarna hulle te beweeg het, was die brons waskom. Nou voordat die priesters in die heiligdom kon inbeweeg, moes hulle eers hulle hande was. Want was 'n simbool van reiniging, nê? Om ontslae te raak van die sonde. Hoe is dit nie so dat ons ook gereinig is deur iets kosbaarder, nie water nie, maar ons is gereinig deur die? Ons is gereinig deur die bloed van Christus Jesus wat vir ons gestort is. En wanneer ek die tabernakel sien in die Ou Testament, toe Jesus vir hulle sê, ek is die tabernakel, toe hulle vir hulle sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê hy, die offer wat ek bring is vir eenmaal, jy gaan nooit weer hoef te offer nie, dis die ware lewe. Sê vir hulle, maar hierdie kosbare bloed wat ek aan die kruis stort, was ek ook jou sondes weg. En ons almal sê halleluja daarop. Voordat ek die teenwoordigheid van God kan binnegaan, moet ek gereinig word. En Jesus Christus reinig ons van ons ongeregtigheid. Wanneer ons hom as verlosser aanneem, was sy bloed ons sondes weg. Ons word gereinig en ons word geregverdig. Jesus se kosbare bloed regverdig ons. Hoor dat sê Jesaja 1 vers 18 en hier is 'n kosbare vers vir hom hierdie wat hy altyd vir ons sê. Hy sê kom, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Hierdie is 'n God wat nooi. Hierdie is 'n God wat jou nader trek. Sê ek het vir jou meer en beter. Ek het 'n kosbare plan vir jou lewe. Ek het 'n verlossingsplan om jou vry te koop uit hierdie lewe van slawerny uit. Hy sê kom laat ons hierdie saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. En ons almal sê halleluja. Hierdie koper was brons waskom. Herinner my aan die reiniging van die bloed van Christus Jesus. En hoekom was dit brons gewees? Is net so ietsie interessant, want brons in daai tyd was 'n simbool van oordeel. Amen. Okay, dis hoekom dit 'n brons offertafel was en so ook die brons waskom. Koper. Hoe kosbaar is dit nie vandag om te weet dat Christus Jesus ons reinig van ons sonde nie. Amen. Hier sit ek vandag en ek besef dit. Dit was die binnehof gewees. Van hier af het hulle in die heiligdom inbeweeg. En die heiligdom het 3 elemente gehad. Sê saam met my, die kandelaar, die toonbrode, en dan dit was wierook man daardie tyd, ek het maar net ingesit, want julle weet, wierook is maar ietsie wat lekker ruik. Hulle het dit die rookofferaltaar genoem. Die reukofferaltaar, sê saam met my reukofferaltaar. Nou, hulle het kole gevat, van die brandofferaltaar, hierin gesit, en dan het die priesters 2 keer 'n dag, kosbare speserye, op grond van die Here se voorskrifte gebruik daarin gesit, wat 'n aangename geur na vore gebring het. Het julle dit? Maar kom ons staan eers vir 'n oomblik stil, by die lampstaander, die kandelaar. Julle moet onthou, die heiligdom het geen vensters gehad nie. Die heiligdom was donker, en hierdie kandelaar moes 24 ure 'n dag brand, om wat? Om lig te voorsien in die heiligdom. Dink 'n bietjie daaraan. Lig, duisternis. Is dit nie simboliserend van Jesus nie? Wat in Johannes 1 vers 4 sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense.
Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. En ons sê halleluja. Jy het iets gemis. Dit het verby jou gegaan, ek gaan dit weer lees. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes 8 vers 12 sê die volgende. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Halleluja. In die heiligdom, hierdie kandelaar wat spreek woordelik van die lig wat Christus in jou en my lewe bring. Jesus verlig ons lewe soos wat die kandelaar die heiligdom verlig het. Hy verlig ons deur sy waarheid, deur sy leiding. Jesus se lig in ons lewe help ons om die uitdagings in hierdie duister wêreld te navigeer. Jesus is die lig. En ons almal sê halleluja. Ons beweeg verder toe. Dit was aan die linkerkant, as jy nou inbeweeg het, was die kandelaar aan die linkerkant en die toonbrode was aan die regterkant. Dit moet eintlik ronde brode wees wat op mekaar gestapel is, 6 aan 'n kant en altesaam is hulle 12. Hoekom? 12 stamme. Sê vir die ou langs jou, I get it. Okay. 12 stamme. Maar hierdie tafel het gespreek van God se konstante voorsienigheid in die volk van Israel se lewe. Maar vir jou en my het dit gespreek van 'n liggaam wat gebreek was. Vir jou en my het dit gespreek van die waarheid dat Jesus die brood van die lewe is. Maar Jesus sê vir hulle in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Hoor wat sê Jesus in vers 47 van daaraf. Hy sê dit verseker ek julle. Wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet, maar tog het hulle gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom. Halleluja. Hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het, sê Jesus. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle. As julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die doodheid weer laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig lewe. Ek gaan dit weer sê, hierdie julle wat van hierdie brood eet, sê die Here, sal vir ewig lewe. En die gemeente sê saam met my, amen, ons sal vir ewig lewe. Hoe kosbaar is die volmaakte offer, die reiniging van bloed, die lig vir my lewe, die brood. Kosbaar. Jesus is die geestelike voedsel wat ek nodig het om te leef. Die brood van die lewe oortref, luister mooi, oortref elke aardse begeerte wat jy mag hê. Die brood van die lewe bevredig my diepste verlange as mens. As jy nie Jesus het nie, gaan jy altyd dors en honger bly. Niks in hierdie lewe bevredig nie. Net Jesus. Hy is die voedsel wat ons nodig het vir ons geestelike reis. Hy is alles wat ek nodig mag hê. Die offer, volmaak, volkome, gereinig deur die bloed, die lig in my lewe, die brood wat elke verlange bevredig, lei my na die volgende reukofferaltaar. Hierdie het simboliek 2 dinge gehad. Of jy jouself indink, waar is jy vandag? As ek hier is my hart gevul met dankbaarheid. Wow, ek is eintlik oorsteld oor sy goedheid in my lewe. Dat Jesus in my plek om sterf het. Ek moes daar gehang het. My skuldbrief het hy aan die kruis vasgespijker ter wille van my. Ek is vergewe. Ek is gereinig deur die kosbare bloed van Jesus. Ek dank hom vir die lig wat my geroep het vanuit die duisternis na die lig toe.
Ek dank hom vir die liggaam wat gebreek is, wat elke diepste verlange bevredig en my voedsel is my geestelike reis. Ek kan nie anderste dan om uit te breek in lof en aanbidding nie. Nou, hierdie was 'n simbool. Aaron was die laaste priester. 1 keer 'n jaar was die versoeningsdag. 1 keer 'n jaar het hulle 'n offer gebring om die hele volk se sonde voor die Here te bring en vergifnis te vra vir die volk. En so het Aaron gekrom en dit was hierdie reukofferaltaar voordat hy in die allerheiligste in beweeg het waar hy by stil gestaan het. Hy was die middelaar tussen God en die volk. En so is dit simbolies vandag vir ons. Dat hierdie net 'n tafel is van lof en aanbidding wat uitbreek toe en wat Christus kom doen het nie. Maar wat doen die middelaar? Hy tree in vir ons. En dis wat Christus Jesus vir jou en my kom doen het. Dis wat Christus Jesus vir ons kom doen het. Hoor wat sê Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Jy het 'n middelaar. Sy naam is nie Aaron nie. Jy het 'n middelaar en sy naam is Koning Jesus. En hy tree in vir jou. Halleluja! Hy tree in vir jou. Wanneer jou lewe in lof en dankbaarheid uitbreek. Julle weet, ons praat mos altyd daarvan, vir ons het altyd hierdie gesegde gehad in die kerk. Kom ons begin die Here loof sodat ons sy teenwoordigheid kan binne gaan. Het julle dit al gehoor? En ons gehoor die aanbidding van gelowiges is soos 'n kosbare geur voor die Here. Ons hoor in Openbaring dat die gebede van die regverdige is soos 'n offer, 'n reukoffer wat na die Here toe gaan. Ons hoor al hierdie waarhede hieroor. So wanneer ek hier kom stil staan, is my hart net gevul met onsag vandag oor die grootheid van God se plan. Want hier agter my het die wonder van wonders plaasgevind. Hier agter my is die allerheiligste. Daar was een element, die ark van God, met die versoeningsdeksel bo-op hom. Binne in die ark was daar 3 elemente. Die 10 gebooie, Aaron se staf met 'n bloeisel op en die manna van die woestyn. Maar die heiligdom was donker. Sommige teoloë en ouens sien dit 'n beskouing dat God se heerlikheid en lig het self die heiligdom verlig, maar meeste ouens sien dit nie so nie. Hulle sê dat God juist die heiligdom donker gehou het om hom te verberg van mense, omdat sonde skeiding gemaak het van God en die mens. Maar iets kosbaars het gebeur toe Jesus aan die kruis sterf. Ek wil dit vir jou lees. In Hebreërs 10 staan dat terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om die heiligdom van God in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Jesus het ons dit moontlik gemaak om die teenwoordigheid van God in te gaan, deur sy kosbare bloed wat hy vir ons gestort het, deur die voorhangsel heen. Maar hoor wat sê Hebreërs 10 is die voorhangsel. Dit is sy vlees wat vir ons geskeur was. Halleluja. Daar was skeiding tussen God en die mens. Elke jaar moes hulle offers bring, maar Jesus kom op een tyd. Daar was geen lamp in die Allerheiligste nie. God verberg hom. Sonde bring skeiding. Die hoëpriester het gekom en dan inbeweeg en dan op die verbondsark het hy bloed gesprinkel van die offers wat gebring is 1 keer 'n jaar. Maar hy moes dit elke jaar doen. Maar Jesus kom en toe hy sy asem uitblaas, het die voorhangsel geskeur. Matteus 27 vers 50 sê, Jesus het weer hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit, die rotse het uit mekaar gebars. Elke jaar moes Aaron 'n offer bring, maar Jesus bring eenmaal 'n offer en die voorhangsel word geskeur. Halleluja. Pastor George, kom help my om hierdie voorhangsel oop te trek. Halleluja. En soos wat ons dit doen, kom ons gee vir die Here 'n lofoffer vir sy werk in ons lewe. Halleluja. 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 Ons het toegang. Sê saam met my, ons het toegang. Ons kan met vrymoedigheid die teenwoordigheid van God betree. En die ark en dit wat binne in die ark was en die verbondsark en die versoeningsdeksel was nie verniet nie. Alles was 'n verwysing terug na Jesus toe. Die staf van Aaron was die verwysing dat Jesus nou die middelaar is. Die 10 gebooie was om vir jou en my te herinner dat ons nie deur werk of deur die wet gered kan word nie, maar dat Jesus gekom het om die wet te vervul, dit in te kleer, nie weg te vat nie.
Dat Jesus kom om ons te red, nie deur op grond van wie ons is, ons goeie dade nie, maar slegs alleenlik deur genade. En die manna herinner ons elke dag van God se voorsienigheid. Maar een ding van manna wat ek en jy weet, hulle kon nie manna hou tot die volgende dag nie. Elke oggend was wat nuut. Die manna was nuut. Wat sê die woord? God se genade, His mercies are new some mornings, every morning. En die hele ark het gespreek van God se verlossingswerk, van die versoeningsdeksel, die versoening wat Christus gebring het, van Jesus as die bemiddelaar, van geredheid, genadeheid en van God se ongelooflike voorsiening in sy seun Christus Jesus wat elke môre vir jou en my nuut is. En die huis van die Here sê saam met my: Halleluja! Halleluja! Daarom was die tabernakel in die Ou Testament 'n voorafskaduwee van wie Christus Jesus was. Jesus was die verpersoonliking van dit wat hulle van die woestyn af gedoen het. Sommige Jode tot vandag toe nog. Christus Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En voordat ons by hierdie nagmaaltafel gaan stil staan, kom ons gee vir hulle Here 'n lofoffer vir sy volmaakte offer van sy seun Christus Jesus. Amen. Kom ons staan stil by die waskom en sit jou hand so op jou hart. Sê Jesus, dankie dat U my reinig. Here, soos Dawid bid ek, skep in my 'n rein hart. Vergewe my, Here. Was my skoon. Ek maak nie saak uit, Here. Al was my sonde so skarlaken, U maak my wit so sneeu. Dankie dat U my reinig. Amen. Staan saam met my vandag hier by hierdie kandelaar. En mag daar 'n dankbaarheid in jou hart wees dat Jesus jou geroep het vanuit die duisternis na die wonderbaarlike lig. Eckhart, ons lewe in die lig. Ons lewe in die lig. Ons is geroep vanuit die duisternis tot 'n nuwe lewe. Sy lewe lei my. Sy lewe rig my. Dit verlig my wese. Is jy dankbaar vir hierdie kosbare brood? Wat die voorhangsel 'n teken van is wat geskeur is vir jou en my? Is jy dankbaar vir hierdie brood wat elke begeerte, elke verlange bevredig? Is jy dankbaar vir hierdie kosbare brood wat vir jou gebreek is sodat jy vrygespreek, sodat jy verlos kan word? Is jy dankbaar oor daardie kosbare brood en liggaam van Christus Jesus? Amen. Is jy dankbaar en is jou hart gevul met lof en aanbidding vandag? Besef jy dat Jesus jou middelaar is en hy tree in by die Vader? En waarvoor was hy die middelaar? Hy het die skeiding kom wegneem deur sy offer. Dat jy gereinig is, dat jy die lig aanvaar het, dat jy die brooddeel agter geword het, en daarom het jy lewe. Dat jou lewe uitroep in lof en aanbidding. Jesus koning van my lewe, Jesus koning van my hart. Ek betree die allerheiligste. Ek het vrymoedigheid om die teenwoordigheid van God binne te kan gaan. Ek kan 'n verhouding hê. En die realiteit van die tabernakel, wat 'n draagbare struktuur was van die teenwoordigheid van God, word 'n werklikheid die dag as ek as kind van God uitroep en sê, Here, red my, vergewe my, verlos my. En ek kom aanneem, gee hy my die reg om kind van God te word. Hy kom leef nie tydelik by my nie, maar hy kom leef deur sy kosbare gees binne in my, vir ewig en vir altyd. Vir ewig en vir altyd. Verlos, versoen, vrygespreek, vergewe. En ons almal sê, halleluja. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Amen en amen.